Kinderbeskermingsweek word jaarliks gevier en die rede hiervoor is om 'n klein bietjie te gaan stil staan by kinders se regte en ook in ons geval kinders se verantwoordelikheid. Ons gaan kyk oor die mishandeling en die uitbuiting en die verwaarlosing van kinders. Daarom is dit belangrik dat ons ook gaan kyk na die statistiek wat onlangs aangedui is. In die boekjaar van 2024-25 lees ons hierdie skrikwekkende syfers van statistiek van kinders wat aangemeld is. Ongeveer 26.852 gevalle van kindermishandeling en verwaarlosing is in Suid-Afrika aangemeld. Dit word verder aangedui dat 9.859 gevalle is van seksuele misbruik. Daarna is dit aangetoon dat 9.485 gevalle van opsetlike verwaarlosing is en 3.965 gevalle van fisieke verwaarlosing en mishandeling. 595 gevalle van kinders wat verlaat is. Verder het die Suid-Afrikaanse Polisiediens gewys dat tussen April en Junie 2024 243 kinders vermoor is. Hierdie prentjie hoef egter nie net donker te lyk nie, want ek gedink daar gebeur daagliks in ons gemeenskappe 'n klomp goeie goed wat ons kinders kan en wil beskerm. By Solidariteit Helpende Hand het ons verskillende afdelings wat fokus op kinders se beskerming. Vir ons is dit daarom nie 'n eenmalige veldtog nie, maar dit is 'n daaglikse roeping. By my het ons 3 stemme vanuit verskillende afdelings om te sê wat gebeur by ons in Solidariteit Helpende Hand en in die gemeenskappe om ons kinders te beskerm. Langs my sit Christia Potgieter, sy is die hoof van ons maatskaplike werk afdeling. Christia, en ek wil begin deur vir jou te vra, wat is die tipiese kindermishandelingssake of tendense of aanmeldings wat na vore kom by ons maatskaplike werkers wat in die gemeenskappe werk? Ja, volgens die data wat ons insamel uit ons gemeenskapsnavraag aan ons helpende hand maatskaplike werkers landwyd, wys dit dat die algemene kinderbeskermingssake wat verband hou met kinderondersoeke en ook kindermishandeling en dan vermeende verwaarlosing van ons kinders. Hierdie data wys duidelik op die belangrikheid en die volhoubaarheid van kinderbeskermingsdienste en gemeenskapsbewusmaking. Ander kwessies wat ook hierby aansluit en kommer wek, is die van ons hulpversoeke wat ons ontvang rondom ons skoolfondse en ook skoolbenodighede. Ander is ook ons terapeutiese dienste, wat 'n aanduiding is op die groeiende behoefte van emosionele en psigologiese uitdagings van ons kinders. Christia, ek weet ook dit wat ons doen binne Helpende Hand met gemeenskapsmaatskaplike werkers verskil so klein bietjie teenoor die statutêre organisasies en hulle maatskaplike werkers. Kan jy vir ons moontlik daai verskil uitlig? Dis reg, soos het by Helpende Hand benader ons kinderbeskerming meer uit 'n gemeenskapgedrewe en holistiese wyse, waar die staatsinstansies dikwels reaktief en regsgeoriënteerd moet optree. Ons fokus meer op voorkomende maatskaplike intervensies, soos vroeë identifisering van uitdagings in ons gemeenskappe deur ons gemeenskapsprofiele, as ook opvoedkundige programme, en dit gebeur dan by ons plekke, en dan natuurlik ook terapeutiese en gesinsversterkende programme wat ons het. Verder werk ons ook baie nou saam met ons gemeenskapsstrukture soos ons skole en ons kerke en ander plaaslike strukture, en dit stel ons dan in staat om vroeë intervensies te bevorder en om ons gemeenskappe se rol in die kinderbeskerming dan te versterk. Christa, daar is ook verskillende struikelblokke wat ek weet ons sit mee in die gemeenskappe. Wat sou van hierdie struikelblokke wees en wat sou jou oproep wees aan die gemeenskap om te help met hierdie struikelblokke en hoe kan ons dit aanspreek? Ja, ek dink een van ons grootste struikelblokke is natuurlik befondsing en veral in voorkomingsprogramme, waar ons voel voorkoming is beter as waar ons genesing moet aanspreek. So sonder hulpbronne kan ons eintlik nie hulp bied nie. En dan natuurlik ook by ons pleegouers en plekke van veiligheid. Ons het 'n groot tekort daaraan. En dan 'n ander struikelblok is ook maar
die vrymoedigheid van ons gemeenskappe en ons kinders om aan te meld. Daarom is ons beroep natuurlik op ons gemeenskappe om finansiëel by te dra en ook hulle hande op te steek as vrywilligers en ook plekke van veiligheid, hulle self beskikbaar te stel vir plekke van veiligheid. So dis 'n groot beroep op ons gemeenskappe om ons te ondersteun in daardie opsigte. Dankie Christy, ek dink my laaste vraag vir jou sal wees, jy is self ook 'n maatskaplike werker. Wat beteken kinderbeskerming vir jou? Is dit prakties kinderbeskermingsweek? Is dit prakties of is dit simbolies of is dit beide? Dit is absoluut beide. Ek dink dit is 'n geleentheid waar ons regtig ons kinders se stemme kan ophef en reg vir hulle te kan praat en te sê wat gebeur en natuurlik ook om bewustheid te skep en ons gemeenskappe te benader om betrokke te raak by hierdie inisiatiewe rondom kinderbeskerming. Christy het ook vroeër verwys na die ons plekke, dit is ons kleuterskole en naskoolsentrums, en wanneer sy noem van die gemeenskap wat bewus moet wees van kinders, ervaar ons dit daagliks wanneer ons met ons kinders werk by die ons plekke. Ons het bykans 400 kinders by 9 verskillende sentrums. Ons bou 'n verhouding met elke kind en ons kan onmiddellik agterkom dat wanneer daar trauma is in 'n kind se lewe, sy totale gedrag en prentjie verander. 'n Kind wat stil raak, 'n kind wat ewe skielik aggressief raak, 'n kind wat angs ervaar en bang is vir situasies en nie meer vertroue het nie. Dit is belangrik om op te let na die tekens sodat 'n mens onmiddellik kan optree en hulp kan verleen. By my sit dan ook Benet Welman. Sy is dan die hoof van ons takke en streke van Helpende Hand en hulle het ook gemeenskapsuitreike en gemeenskapsaksies wat geloods word met vrywilligers. Benet, baie welkom ook vir jou en dankie ook vir die taak wat jy verrig. My eerste vraag vir jou sal wees, Benet, hoe lyk kinders se nood naby in die gemeenskappe waarin ons werk? Is daar patrone of unieke uitdagings? Suzette, ja, ek dink ons definitief patrone wat ons raak sien en ons probeer regtig om hierdie patrone aan te spreek met sekere projekte wat ons aanpak in gemeenskappe. Ek gaan sommer 'n paar voorbeelde van hierdie projekte noem. So ons sal byvoorbeeld Braaf die Boerboel is een van die projekte. Ek sien in Afrikaans is dit 'n gelukbringer. So dis 'n gelukbringer wat ons so na die verskillende skole toe vat en hierdie gelukbringer leer dan die kinders eintlik so bietjie wat beteken dit om regtig braaf te wees? En dit is dan nou maar op die einde van die dag probeer ons daarmee so 'n bietjie boeliegedrag aanspreek en hoe reageer mense op boeliegedrag. So dit is eintlik die hart van so 'n projek wat ons aanpak. Dan het ons byvoorbeeld 'n Pietande wat ook 'n gelukbringer is wat weer bietjie meer spesifiek by die kleuterskole gaan optree wat so bietjie vir kleuters weer leer oor mondhygiëne, gesonde eetgewoontes. Dis weer 'n vorm van 'n patroon wat ons raak sien onder kleuters wat ons graag wil aanspreek. Ons het dan ook byvoorbeeld projekte soos Taimeraai, noem ons dit, 'n leierskapsontwikkeling wat ons bietjie meer vir die hoërskooljeug aanpak en die doel daarvan is om bietjie vir ons hoërskooljeug 'n plek van behoort te skep. Ek dink eensaamheid is iets wat ons op so baie plekke sien onder ons bejaardes, maar definitief ook onder ons kinders, wat ons regtig sterk daar probeer aanspreek en ook 'n bietjie van hierdie geleentheid gebruik maak om ons hoërskooljeug vaardighede aan te leer en hulle te help om sekere vaardighede te ontwikkel. So ons het verskeie sulke tipe projekte wat ons aanpak in ons gemeenskappe om dan nou spesifiek die patrone wat ons raak sien van nood en waar ondersteuning nodig is onder ons kinders om dit aan te spreek. Ja. Benet, dan weet ek in ons takke en streke verwys ons dikwels na ons gemeenskapslede, maar ons noem hulle ons vrywilligers. Op watter wyse kan vrywilligers in ons gemeenskap bydra of watse bydra lewer hulle in terme van kinderbeskerming? Soos sê, ek dink ons vrywilligers is definitief ons oë en ons ore daar buite in ons gemeenskappe. So hulle sien wat is die uitdagings, hulle kom in aanraking met die spesifieke uitdagings in hulle spesifieke gemeenskap en soos wat Christia ook verwys het, poog ons dan om voorkomingsprojekte en voorkomende hulp te bied in ons gemeenskappe voordat dit regtig waar in 'n krisis ontaar. So dit is regtig 'n sleutelrol wat ons vrywilligers speel en dan dink ek bou vrywilligers ook eintlik 'n brug tussen die gemeenskap en 'n organisasie soos Helpende Hand.
So wanneer vrywilligers hoor van kinders wat hulp benodig of as hulle hoor van 'n organisasie wat nie seker is hoe om sekere aspekte te hanteer nie of wat gekonfronteer word met sekere goed, kan hulle hierdie lede in die gemeenskap verwys na helpende hand se maatskaplike werkers en ons maatskaplike werkers kan help om raad en leiding te gee of om die regte verwysings te gee van hoe om hierdie situasies te hanteer. So ek dink regtig waar dis 'n kernrol wat hulle speel om seker te maak dat ons gemeenskaplede wel by die regte inligting kan uitkom en die regte kennis en die regte bronne kan uitkom op die einde van die dag. Ja. Net en dan ook gemeenskapsbetrokkenheid. Maar hoe kry julle as streekorganiseerders dit reg om gemeenskappe te mobiliseer om by iets soos 'n kinderbeskermingsweek betrokke te raak? Soos ek dink, ons organisasie Helpende Hand dra geloofwaardigheid daar buite en gemeenskapsorganisasies en lede raak graag betrokke by ons. Net om sommer 'n voorbeeld te noem, ons het byvoorbeeld 'n Groentjies en Gryses projek wat ons spesifiek leerders en ons senior persone bymekaar uitbring om lekker interaksie met mekaar te hê en by mekaar te leer en sommer eintlik net mekaar te geniet. En op hierdie manier poog ons regtig om eintlik ook vir kinders van kleins af te leer hoe belangrik betrokkenheid in jou gemeenskap is. En ek moet vir jou sê, ons residensiële instellings, ons kleuterskole koop graag in by hierdie tipe van projekte om deel te raak daarvan en hulle verwelkom dit eintlik. So organisasies vat graag met ons hande en stap saam met ons. En ek dink hierdie jaar met Kinderbeskermingsweek, het baie van ons streke stapgeleenthede wat spesifiek is om fondse in te samel vir ons help of vir ons stapsaamfonds vir wat befondsing juist bied vir ons plekke en ons kinders en ons plekke wat nie skoolfonds kan bekostig nie. So dit is dan natuurlik ook 'n plek wat ons so 'n bietjie 'n beroep kan doen op die gemeenskappe daar buite en die lede van die gemeenskap en die organisasies is raak betrokke by ons stapgeleenthede hierdie jaar sodat ons ook saam regtig hierdie stapsaamfonds vir ons plekke kan versterk. Dankie Benet. Ek wil afsluit om vir jou te vra, wat sou jou boodskap wees aan gewone gemeenskapslede? Soos ek dink jy en Christia het nou al daarna verwys en ek dink dit is maar wat vir my ook belangrik is dat elkeen van ons, elke lid van die gemeenskap, maak nie saak wie jy is en of jy die kennis het of nie die kennis het nie, maar dis ons verantwoordelikheid om seker te maak ons kinders is veilig. En jou stem is dalk die enigste stem wat ooit vir 'n kind gaan opstaan. So dis belangrik dat jy 'n ingesteldheid het om en 'n bewustheid het om raak te sien as daar iets is wat nie reg is nie, 'n kind wat ondersteuning nodig het, dat jy 'n ingesteldheid het om dit raak te sien en ook jouself vergewis met wat is die regte plekke in jou gemeenskap om so iets aan te meld, om met iemand te gaan praat, waar kan jy gaan gesels en hulp kry vir hierdie kind. En ek dink dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om regtig waar 'n stem te wees vir 'n kind wanneer iets onder jou aandag kom. Dankie Benet. Benet verwys ook na die veiligheid binne ons gemeenskappe en ek dink ons plek in die sentrums wat naskoolsentrums en kleuterskole is geleë in gemeenskappe. En dan is die vraag onmiddellik, maar hoe gaan Helpende Hand daar veiligheid verseker? Ek dink by ons is dit maklik om te sê dat ons eksterne sekuriteitsmaatreëls het omdat ons kinders se veiligheid binne in ons sentrums te bewerkstellig en veilig te hou, maar ook emosionele sekuriteit daar te skep. Hoe doen ons dit? Deur gesonde grense te stel, deur atmosfeer in die sentrums te skep, deur roetines in plek te stel, maar ook om te sorg dat elke kind 'n verhouding het met een of ander volwasse persoon wat 'n personeellid is, sodat hy daarmee kan klankbord. Ons stel dan ook onmiddellik privaat ruimtes in plek wanneer kinders terapie nodig het, sodat hulle kan veilig voel om te deel, sou dit nodig wees. Verder sit hier by ons Chandray Oosthuizen. Chandray is ons maatskaplike werker en sy staan aan die hoof van ons Bemagtige Kind Fonds. Hierdie Bemagtige Kind Fonds het al etlike kinders gehelp deur moeilike omstandighede en dra by tot die beskerming van ons kinders. Chandray, dankie ook vir jou wat jy is en vir die reuse taak wat jy ook by Bemagtige Kind Fonds verrig. Ek wil wegspring deur vir jou te vra, jy sien elke dag of jy hoor dit en jy lees die aansoeke van kinders wat heel dikwels iets eenvoudigs nodig het, soos koshuis of vervoer na skole toe. Wat is die impak van
van hierdie vervoer of koshuis op 'n kind se lewe? Dankie Suzette en dankie, dit is lekker om saam te kan gesels. Ek dink julle sal saamstem dat kinders is regtig 'n kosbare deel van ons samelewing en hulle is die toekoms van ons volk. Maar kinders kan egter nie kies in watse omstandighede hulle groot word of in watse huis hulle groot word nie. En die impak van 'n gebrek soos byvoorbeeld koshuis of vervoer is regtig diep en veelvlakkig. As ek 'n paar punte kan noem, dink ek onderwys word outomaties ontoeganklik. As mens kyk op die plattelandse gebiede, is die skole redelik ver. So ouers kan dit nie bekostig om vervoer te betaal sodat hulle kind by die koshuis kan of by die skool kan uitkom nie. My tweede punt is gebrek aan stabiliteit en roetine. En ek dink as jy in 'n koshuis is, gee dit redelik. Daar is mense wat help met huiswerk. Daar's 3 etes 'n dag, jy het 'n bed. Daar word dit is baie stabiel. En dan my derde punt is die sosiale gevolge. So met ander woorde, 'n kind se selfbeeld. Ek dink as 'n kind elke dag moet veg om by die skool uit te kom, ek dink dit breek hom op, jy weet af op die ouene van die dag en hy gee naderhand moed op van hy pas nie in nie en hy's anders as die res. Dan kyk ons ook na risiko's en gevaar. Ek dink kinders wat elke dag baie ver stap skool toe, dit is baie keer onveilige gemeenskappe, hulle word ook gekonfronteer met dwelms of die slegte deel van die gemeenskap. En dan laastens kyk ons na verbreekte drome. So uiteindelik beteken dit dat 'n kind met potensiaal, wat dalk 'n dokter, 'n onderwyser of 'n ingenieur kon word, hulle gaan nie die geleentheid kan kry nie. En dit is nie as gevolg van 'n gebrek aan talent nie, maar dit is bloot weens armoede en 'n tekort aan hulpbronne in ons gemeenskappe. En ek dink dis hier waar bemagtigde kind weer drome kan heelmaak. Jy verwys na drome en dat bemagtigde kind vir ons drome waar maak. Is daar dalk een so 'n storie wat bemagtigde kind vir ons regtige kind se drome kon help waar maak? Ja, ek dink dit is baie moeilik om te kies en elke aansoek wat op jou tafel land raak mens hart. En as mens so kyk en so gesels, dan sien mense 'n tendens van baie middelklas gesinne wat regtig bietjie afgeval het en by ons kom aanklop vir hulp en net weer kop bo water moet hou. En ons nodig het om 'n bruggie te kan bou. Maar ons een wat spesifiek vir my onlangs uitgestaan het en ek deel graag met julle, dit is van 'n dogter wat onlangs weggevat is van haar ma af. My ma is 'n alkoholist en dit op die einde van die dag was dit 'n ongesonde huishouding vir die kind. Ek dink daar was geen roetine, geen stabiliteit nie. En so het hulle statutêr al geplaas by die tannie. So die materne tannie het haar toe ingeneem. Maar op die einde van die dag het die kindertoelaag toe nou nie reg aangewend word nie. Dat die tannie het toe nou gebruik vir haar eie gewin en nie tot voordeel van die dogter nie. En ook sou die dogter klere ontvang van skenkings of so, sou die tannie dit dan verkoop vir ekstra geld, maar dit ook nie gebruik het tot voordeel vir die dogter nie. So ja, die saak het by ons uitgekom en ons het gevoel dit is veiliger en 'n baie goeie opsie om 'n koshuis te plaas, waar daar roetine is, waar daar stabiliteit is, waar 'n warm bed is, 3 etes 'n dag, waar daar regtig 'n volwassene is wat jou stem hoor en vir jou uitkyk. So dit is vir my mooi en dit is mooi om te weet ons is deel van daai bruggie bou. En ek kan sommer 'n bietjie van bemagtigde kind se statistiek deel. Gedurende 2024 het ons 71 leerders gehelp. Het sy dit was met koshuisverblyf of vervoer of terapiegelde of ekstra klasse. En die finansiële waarde van hierdie hulp was oor 1.2 miljoen rand. So dit is ons 'n groot voorreg. Ja. Chandra, ons praat van kinderbeskerming en ek besef daar land voor jou in die paneel aansoeke. Wanneer jy kyk na die afgelope jaar se aansoeke, wat sê dit vir jou oor verwaarlosing, oor ondersteuning, oor kinderbeskerming? Ja, Suzette, ek dink mens leer baie uit hierdie aansoeke uit wat by bemagtigde kind op ons tafel land. En ons sien hierso die vensters van kinders se realiteite. En as mens so weer eens het ek 'n paar punte wat ek net wil uitlig, is die vlak van armoede wat ons sien is diep en is wyd versprei. Die feit dat kinders nie toegang het tot hulle basiese dinge soos vervoer of 'n veilige slaapplek wat naby die skool is nie. Dit wys dat die hulpbronne van die gemeenskap ook nie op standaard is nie. My tweede punt is kinders dra swaar laste. Baie aansoeke wys dat kinders groot word in huise waar daar min of geen volwassenes is wat ondersteuning bied nie. So hulle moet self sorg vir kos in die aande as daar is of hulle gaan slaap dan honger. Hulle moet self sukkel met huiswerk, hulle moet self uitkyk vir studietyd en dan nou nog honger gaan slaap. Die derde punt is dan verwaarlosing is ook nie altyd opsetlik nie. Ek dink baie ouers en voogte
is eenvoudig net oorweldig. So hulle staar werkloosheid in die gesig, swak toegang tot gesondheid of opvoeding, of werklik ook hulle eie trauma, wat dit vir hulle moeilik maak om hulle eie kinders te ondersteun. Die verwaarlosing wat ons sien is dikwels 'n simptoom van 'n gebroke stelsel. En dit is nie 'n gebrek aan liefde nie. So ouers probeer wel, en ek dink dis hier waar hulle kom aanklop, juis om 'n bruggie te bou. So dit is nie net ouers wat nie omgee wat by ons kom aanklop nie. Die vierde of my laaste punt is die behoefte aan ondersteuning wat ons het is baie groter as wat ons besef. Hierdie aansoeke beklemtoon dat ondersteuning dis nie net te lekker om te hê nie. Jy weet, dit is 'n lewenslyn. Sonder hierdie hulp is dit 'n geleentheid wat nie raak gesien word nie. Dis 'n talent wat nie ontgin word nie. En dit is vir ons sleg. En dit is wanneer die armoede siklus homself weer en weer herhaal. So ek dink hier waar die bruggie inkom om bruggie te bou, verbreek ons werklik armoede. Elke aansoek herinner ons ook dat armoede het 'n kind se naam en dit het 'n gesig. Maar dit herinner ons ook dat 'n ondersteuning 'n verskil kan maak en dit hou ook lewenslank. Chandra, vir julle om by Bemagtige Fonds om geld te kan uitgee om kinders te kan help, moet ons dit van een of ander manier inkry. Wat sal jou boodskap wees of motivering vir enige donateur of iemand wat wil bydra tot die Bemagtige Kind Fonds om hulle te mobiliseer om wel betrokke te raak by hierdie inisiatief? Ja, dit is vir ons altyd moeilik om fondse te soek vir hierdie fonds. Dit is nie 'n produk wat mens verkoop nie, so dit verkoop baie moeilik. Maar ek wil graag die publiek en donateurs motiveer om regtig te begin bietjie dalk anders te kyk. Elke bydrae maak 'n verskil, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie, maar dit is 'n keerpunt in 'n kind se lewe. En ek het toe nou gisterand bietjie gaan dink en ek dink as mens anders kyk, 'n R50 vir 'n koppie koffie vir ons is nie baie om te betaal nie, maar vir ander kan dit vervoer wees vir 'n kind skool toe en terug. Baie keer is 'n aandete uit R500 en dit kan 'n maand se koshuis vir 'n kind betaal. So dit is regtig, dis nie 'n donasie is nie net 'n maand se hulp nie, dis 'n belegging in ons generasies. Jy hoef nie 'n hele skool te bou om 'n kind se lewe te verander nie. Jy hoef nie net op te daag, maand na maand met dit wat jy het. Dit is hoe ons toekoms verander en hoop skep. En ons doen dit een kind op 'n slag. Dankie Chandra. Ek weet dat die Bemagtige Kind Fonds ook bydra tot die Ons Sentrum. Dit is die terapeutiese sentrum in Pretoria Noord waar ons kinders se trauma aanhoor en aanspreek. Heel dikwels gaan by kinderbeskerming oor voorkomingsdienste, maar soms is dit ook dat kinders reeds deur trauma is. En dan is daar dit dan wanneer ons maatskaplike werkers wat opgeleide terapeute is inkom en hierdie kinders leer om hulle trauma te verwerk en weer hulle regmatige plek in die samelewing te kan inneem. So dankie ook vir die Bemagtige Kind Fonds wat bydra tot dit. My oproep sal wees, dink ek, vir elke kind is om te hoop dat jy iemand sal hê wat genoeg konstant in jou lewe sal wees, wat hoop sal terugbring, wat in jou sal glo en vir jou toekoms kan help bou. Baie dankie vir elkeen se insette vandag en vir die praktiese, tasbare voorbeelde, maar ook dit wat julle doen by Helpende Hand en in die gemeenskap. Ek dink dat wanneer ons kyk na kinderbeskerming, besef ons, dis nie net 'n wetlike plig nie, maar dit is eintlik ook 'n gemeenskapsopdrag. Elkeen van ons, of jy 'n ouer is, of 'n onderwyser, of op watter rol jy speel, net iemand is wat empatie het en omgee vir 'n kind, besef ek, die vraag is nie, het kinders ons hulp nodig nie. Die vraag is, hoe vinnig kan ons optree en met hoeveel liefde kan ons dit doen? Mag hierdie gesprek dan nie net hier eindig vandag nie, maar mag dit 'n begin wees van aksie en betrokkenheid in 'n kind se lewe. Mag ons die oë en die ore wees van kinders daar buite. Mag elke kind weet, daar is iemand wat genoeg omgee en stil staan by my en my raak sien. Baie dankie vir julle deelname.